Want hulle het soveel geloof in hierdie profeet se waaragtigheid gehad, dat hulle toe begin kos versamel het, en goed begin by mekaar sit het, vir die dag as daai droogte gaan aanbreek. En ek bid dit julle, ek het dit al vir baie jaar, julle wat my ken, sê, kan die Here ons nie so begin waarsku van moeilikheid wat kom nie, en dat ons kan begin gereed maak daarvoor. Tweedens is die profesie natuurlik oor die toekoms, daar is Agabus. Profetiese woord is bemoediging, dis nie wat ons die meeste in die algemeen hoor, nee, profetiese woord wat jou net aanmoedig, wat jou bemoedig, wat jou versterk. Dan is daar die profetiese woord wat ons min van sien, maar is 'n profetiese woord van oordeel. Nou, Jesus was daar die voorganger, waar hy Chorazin, Betsaida en Kapernaum, waar hy letterlik 'n profetiese woord uitspreek van oordeel oor die stede, omdat hulle nie die Here se woord aanvaar het. Ons sien dit, dat die bekende storie van, wat is die stad wat verwoes is, wat verbrand is, uit my kop uit, Sodom en Gomorra, dankie. En weer eens, 'n profetiese oordeel wat die Here daar gebring het. Dan, sien julle moet vanaand nie weet, julle sien julle help my, dankie Dirkie. Ja, Pompey was daar ek dink al was daar ook profete wat miskien daar gepraat het, ons is net in die skrif aangeteken nie, maar ek seker daar was. En natuurlik is daar die profeet, hierdie is vir my baie powerful, want dis 'n manier wat ons in ons gemeente baie ontwikkel, en dit is die profesie wat fokus op die eenwording met Christus. Met ander woorde, dis 'n profesie wat vir mense wys op die Jesus in hulle, want ons sien nie altyd die Jesus in ons nie. En wanneer iemand van buite af sê, so you know what, I see this Jesus character trait in you, and I prophesy, but it's almost as I'm not prophesying, as I'm unveiling. En wie van julle weet dat profesie is 'n unveiling? Ek weet nie as daar 'n mooi Afrikaanse woord is nie, maar dit is vir my so 'n mooi manier. Dis nie altyd rigting nie, dis baie keer om die sluier oop te maak, dat jy iets mooier en iets heerliker van Jesus raak toe sien. Dan is daar natuurlik profesie rondom roeping. Ek wil net gou check vanaand, wie van julle wat vanaand hier sit, het julle roeping ontvang deur profetiese woord? Daar is 'n paar. Met ander woorde, ek het hierdie plan met jou. Nou onthou, Johannes die Doper, Jesus, Paulus, deur die Bybel, Moses, even Kores, 'n heidense koning, ontvang sy roeping en sy rigting, sy destiny, dit wat hy in die lewe gaan wees, het hy profeties ontvang. Dink julle nie dis iets wat ons vir ons kinders moet bid? Dat ons die profete sal opwek om te bid vir ons kinders. Hier's nou babas gebore. Dis nou die tyd om die profete nader te roep en te sê profeteer. Onthou hulle vir Simon en Anna wat geprofeteer het oor die klein babietjie Jesus, en hulle het seker goed gesien. Ek is nie deryl nie. Nou, in bladsy 143 sal julle die voorbeelde daar sien, van Anna, Agabus, daar's verskillende individue waarvan gepraat word, wat profete is, Judas en Silas, ons weet van die disippels van Troe, Filippus het 4 dogters gehad, wat genoem word die profetes, hulle was jong meisie profete. Ek gaan een aand, baie mense het my nou ook gevra, maar ek gaan een aand in ons Engelse kursus wat ons na die tyd aanbied, gaan ek die kwessie van vroue in bediening aanspreek. Want ek hoor dis nou weer 'n nuwe tema wat nou in die internet al meer begin opkom. Mag 'n vrou profeet wees, mag sy apostel wees, leraar, mag sy pastoor wees, mag sy 'n leier wees. Ons gaan daai goed aanspreek. Ek wil net nou al sê daar is genoeg bewyse dat God maak geen onderskeid tussen 'n vrou en 'n man nie. Ek glo dat die vrouens kan net so as die man in 'n bediening staan. Ja, daar is sekere kwessies oor gesag en verantwoordbaarheid. Nie die man of die vrou staan in elk geval op hulle eie gesag nie. Selfs 'n man in bediening moet onder gesag staan. Dieselfde met 'n vrou. So, hoe toets ek profesie? Ja, dis 'n belangrike vraag. So in bladsy 143, eerstens die woord moet opbouend, bemoediging, vertroostend wees. Ons soek dat die woord van die Here moet opbou. Ek het al profeseë gehad wat, en dit is nou 'n fyn lyn, maar wat waarsku, maar jy kan nou maar in die Nuwe Testament gaan kyk, in die Ou Testament gaan kyk, dat elke waarskuwing wat 'n profeet ooit gegee het, was daar, as jy dit doen sal. Met ander woorde, daar was 'n oplossing saam met die waarskuwing. As jy bekering berei sal. Met ander woorde, maar net om te waarsku, wie van julle het al gesien hierdie waarsêerige mense wat met die helm gebore is? Hulle sal net sê, ek het 'n droom gedroom.
En dan profeteer hulle net onheil. O, ek sien hy's dood. Dan dink ek, nou wat moet ek nou meteen doen? Jy het gewaarsku, maar ek meen daar's nie 'n goddelike oplossing saam met die en nou julle sulke goed bestraf ek sommer in die naam van die Here. Want dit kom uit 'n ander gees uit. Stem julle saam? Die gees van die Here kan waarsku, maar daar sal wees bely en berou, buig jou knie, verander rigting, doen dit en daar's 'n oplossing wat saam met die profesie gegee word. Dan is dit natuurlik in lyn met die skrif. Maar ek het hier byvoeg en julle ken my nou al, ek het so baie oor gepraat. Ek sê nie net dit moet in lyn wees met die skrif nie, want ouens kan die Bybel ook maar net gebruik soos wat hulle wil. Ek sê dit moet in lyn wees met die gees van die skrif. Want die gees van die skrif is 'n karakter, is 'n ethic, there's a morality that you have in the word. Ek onthou byvoorbeeld 'n profeet het een keer by ons bedien en ek dink julle ken my nou al dat baie mense sê, jy weet, 'n pastoor moet seker maak dat hy sy kudde beskerm, so jy moenie ouens kom bedien wat met verkeerde goed besig is. Ek sê nie laat hulle kom, want hoe gaan ek julle leer om verkeerd te onderskei as ek net die goeie ouens hier kry? So, jy weet, so ek gaan nou nie ouens wat met boosheid kom nie, maar weet, ons gee mense the benefit of the doubt. En dan toets ons dit of dit van die Here is of nie. Maar ek onthou 'n profeet het hier kom bedien. En sommer van die intrapslag het hy so half asof hy ons wil uit, dan gooi hy so 'n vraag in die gehoor en dan is niemand die regte antwoord kry en dan koggel hy ons half. Dit is asof hy vir ons sê, ja, julle maar lyk my nog, julle moet eintlik my kerk wees en julle is kom hopelose dom mense en dan gee hy nou die antwoord. Nou ek het hom so halfpad deur sy hele besig om hom stil gemaak. Dis sê ek baie dankie. Dis klaar. Want die Bybel sê toets die gees, net toets die gesindheid. Dan moet nederigheid wees. Daar moet party profete praat asof hulle die gifts wat deur die Here self aangestel is. Niemand sien soos hulle sien nie. Jy weet, en daar's ego en daar's arrogansie. Jy sien dit wanneer mense met mense werk. Ai man. Dat jy moet altyd liefdevol en sag met mense werk. Sal julle saamstem? En dis hoe ons weet dat die Here reg met mense werk. Dit moet Jesus verheerlik. Veral wat ek nou gesê het, dit verheerlik die openbaring van Jesus Christus. Met ander woorde, dit lig Jesus in jou op. Met ander woorde, as ek vir Pieter vanaand profeteer, dan lig ek die Jesus wat in hom is. Ek aanwyl hom. Pieter om met meer te sien en vir julle om met meer te sien. En dis hierdie aanwyling wat ons in Christus Jesus het. Nou, die volgende ene is dat, wat is die vrug in die openbaring na die tyd? Ek dink dis 'n belangrike een, wie sal daarmee saamstem? Baie ouens kom met 'n profetiese woord en dit voel wonderlik, maar ek toets gewoonlik 'n profesie die weke wat daarna volg. Die vrug wat na dit volg in terme van karakter. Dis soos wie van julle het al lekker kos geëet en dan jy so 'n bietjie 'n slegte nasmaak? Wie daai nog gebeur? Maar dan het jy baie kos geëet wat nog 'n paar dae daarna by jou bly. Ja, dit is net man. En ek hou van dit is vir my 'n ware profetiese woord en ek onthou die van julle wat weet toe Prophet Graham nou hierdie jaar by ons was. Jan, jy het dit ook getuig. Jy weet daar was 'n nalatenskap wat weke daarna nog het sy woorde in my gedagtes my laat bid, my gefokus in my gebedslewe. As die openbaring die toekoms voorspel, baie eenvoudig wel word dit waar. As jy ouens kom sê ja, die Here dit en die Here dat, dan moet dit mos waar word. Die verdere ding is, bring die openbaring vryheid of is dit 'n vorm van slawerny? En nou kom ek hierdie ingesit het hier, is dat ek het al profete gehoor wat op so 'n manier profeteer, dat hulle as te ware mense manipuleer. Dit is asof hulle nie 'n keuse het om hier uit te gaan nie. Die Here gaan jou in Egipte gebruik. En as jy nie nou ja sê nie, gaan dit en dit met jou gebeur en die Here gaan hierdie straf en goed gaan gebeur, want jy moet nou goed. Dan kyk, weet jy wat, dis net nie hoe die Here werk nie. Die Here sal vir ons vra om Egipte toe te gaan as dit waant hy ons stuur, maar he gives us a choice. And it's not manipulative. Daar's nie daai ding wat saam met dit gaan nie. Daai hak wat saam met dit kom nie. Bring die openbaring lewe of dood. Bevestig die Heilige Gees die openbaring. Ek dink ek het dit nou net gesê. Die Heilige Gees is baie keer die naprediker van die woord. Dis hoe ek weet dat die salwing van die Here het regtige woord bemagtig is, dat jy kry later nog verdere revelations soos wat jy met die Here spandeer.
En dit is vir my ook 'n pragtige manier van hoe jy die gees toets. Wat is die gees van die openbaring? Daar het ek dit nou vertel, toets die geeste. Hy sê, proef alle dinge, behou die goeie. Ek onthou, 'n ingenieur het een aand met my hieroor gepraat. Hy sê, kyk, julle ken ingenieurs, hulle is vreeslike kritiese mense. En dit is wonderlik, ek love hulle moet so wees, dis hoe hulle gewire is. Ek meen, en so gewoonlik sal die ingenieurs, jy weet die detail, hulle is al klaar geïrriteerd oor hierdie aand wat nou klaar klank nie dit nie, want wat het julle nou nie reg gedoen nie, hoekom nie dit? Jy weet so, maar ek onthou hierdie ou kom na my toe met die trane loop. Hy sê, Jan, die Here het met my gepraat. Ek sê, wat het die Here vir jou gesê? Hy sê, die Here sê, behou die goeie. Tot dusver het ek nog nie die slegte behou. Want hy sê, toets alle dinge en behou die wat? Die goeie. Met ander woorde, baie mense judge goed, dan sal hulle jou vertel wat die verkeerd was van dit. Die skrif sê, behou wat? En dit is hoe ons vis eet. Wat doen ons met vis? Ons eet die vis, ons gooi die grate uit. Maar ons eet die vis. En ek het altyd, ek het al moeilike goed in my lewe waar mense na my toe gekom het, moeilike goed of leiers met my oor moeilike goed gepraat het, en ek het altyd hierdie beginsel gehad, I will take any correction, even if I can find a 1% something I can take. Hierdie is vir my groot punt. Want onthou, ons wil partykeer net goed, nee, ek stem nie saam nie. Ek sê, ja, ek stem nie met daai saam nie, maar ek gaan bid daaroor en sê, Here, dalk is iets wat ek hier kan vat, iets wat ek kan leer, iets wat U tog vir my wil sê. Ek het nie gehou van hoe daai ou met my praat nie. Okay, ja, alright, vat dit een kant, maar dalk is daar iets wat hy gesê het. Nie waar nie? Dink aan my vrou, ek raak so gou vir my vrou kwaad. Dan besef ek later, ek moes maar geluister. Want ek het nou nie gehou van hoe sy met my praat nie, jy weet, want baie keer vrouens is dringend, jy weet, hulle praat ons asof die krisis nou, dis die grootste krisis wat in die laaste 300 jaar nog ooit gebeur, en hy is nou besig om te gebeur vandag. Jy beter nou iets doen. Dan dink ek, weet jy Chantal, ek handel 7, 9 krisisse op die oomblik in my kop. En dan raak ek nou vaar vies, jy weet. Weet jy. En dan na die tyd, ja, Chantal. Ek moes geluister het. Ander mense, wie van julle sal hiermee saamstem, ander geestelike mense moet ook 'n woord kan toets. Hier sê dit, wat die profete betref, 2 of 3 kan aan die woord kom en die ander moet beoordeel wat hulle sê. Dink julle ons het dit ook weer nodig? Dat jy kan, en ons het 'n reël in ons kerk, jy gee nie in ons kerk vir mense rigtinggewende profesie, 1 op 1 nie. Dis 'n reël. As jy vir mense rigting gee, met ander woorde die profetiese woord, die Here gaan dit doen en jy moet dit doen en so aan, dan sê ons, bring dit nog 2 of 3 persone by, wat daai woord kan beoordeel. Ek dink is belangrik, want so is daar net veiligheid. En dan hierdie laaste stelling is vir my baie, baie belangrik. Chris Willerton het 'n hele prophetic conference oor aangebied, en ek dink Jan, jy het Sondag daaroor gepraat, toe ons praat oor om God se stem te hoor. Ons gees kan besoedel word. En julle, daar's niks wat ons so besoedel as offense. Ons voel iewers te nagekom, ons voel bitter, ons voel kwaad, ons voel ongelukkig oor die ou in die kerk en die kerk dit. Ek het 'n rukkie terug, moes ek met 'n profeet ernstig praat. Want ek het agtergekom, sy laaste profesie is alles aanklagte teen die kerk. Die kerk dit en die kerk nie dit nie en die kerk nooit dit nie en daar's net dit in die kerk en die kerk het al dit verloor en die kerk is al hier mis en ek stop om te, ek sê, luister, jy is net besig, op die oomblik is jy soos 'n kritikus. Jy is 'n fariseer, dankie. Ek sê, ek wil hoor, wat is die oplossing? Ek wil ook hoor dat jy raak sien wat die Here klaar besig is om in sy kerk te doen, nie net wat die kerk nie doen nie, nie net waar ons dit mis nie, ek wil ook daai profetiese woord hoor wat bemoedig en aanmoedig. Laaste punt, die Heilige Gees, of die Gees, is aan die gees van die profeet onderworpe. Met ander woorde, baie keer, en dit het ek nou op Pinkster, dit het julle dalk nog nooit gesien, maar ek onthou in die Pinksterkerk, het die profete opgegaan, en het so half onder 'n trance gaan, en dan het hulle stemme baie hoog, so sê die Here, en dan raak hulle begeesterd, jy weet, en ons moet op daai stadium vir mense leer, okay, ons verstaan dit, want as die eerste keer as die bonatuurlike met die natuurlike mense ontmoet, dan voel 'n mens amper om te bars en jy weet nie met te hanteer nie. Maar as jy dit Sondag na Sondag doen, dan raak dit nogal pretty irriterend.
En die skrif sê, die gees is aan jou gees onderworpe. Met ander woorde, die Heilige Gees don't possess us, demons possess us. The Holy Spirit empowers us. En hy doen dit nooit op forceer nie. Met ander woorde, jy kan wag. Ek het al ouens gehad wat in die middel van die preek met hulle na die profesie bring. Sê, jy kan wag. Verstaan nie, dis nie asof die Gees van die Here nou met jou gepraat en jy so onder hierdie impuls kom wat met jou gebeur het, dat jy nie net nog kan wag vir die regte tydsberekening sodat jy jou woord kan bring. Nou, julle kan die res kan self lees, in bladsy 146 praat ek nou onder andere ook hoe jy 'n valse profeet kan onderskei. Nou, ek kan 'n paar skrifte lees, want ek dink is nice, ek het nou klomp my goed gesê, maar kom ons lees 'n paar skrifte. Deuteronomium 13:5 in bladsy 146, want hy het jou aangehits om in opstand te kom teen die Here jou God. Nou, hierdie is vir my interessant. Wie van julle weet dat mense word soms aangehits? Ek weet niemand hier nie, niemand. maar wie van julle weet, as 'n vrou of 'n saak, of weet jou hier van 'n kant af en jy word so half, luister, ware profete word nie deur menslike sake aangehits nie. En hier is my nogal 'n belangrike punt, dat baie mense sal vir my sê, ja, hierdie persoon het nou dit en dit genoem, wat gaan jy omtrent doen? Dan sê ek, weet jy wat, ons is nie in reaksie nie. Die woord van die Here, of kinders van die Here, is nie reaksionêr nie. Sê gou die woord reaksionêr. So 'n woord wat ons nie ken nie. Maar ons is nie in reaksie nie. Ek gaan nie nou, omdat ek het nou uitgevind, gisterand het die satanist nou hier kom bid op 'n bult, en met hulle nou hier kom bid het, nou moet ek iets omtrent dit doen noodwendig nie. Ek bid daaroor, en ek hoor by die Here, maar ek is nie in reaksie nie. Ons neem aksie op grond van dit wat die Here vir ons sê, oorwin die kwaad deur die goeie. En ek gaan vanaand, later gaan ek bietjie praat oor cause en effect. Jy kry die mense wat vreeslik cause en effect is, die duiwel dit, en nou moet ons. Hulle het nou hierdie duiwelse gees gesien, nou moet ons. Hulle het nou hierdie boosheid gesien op internet, nou moet ons. En dan kyk, ek laat my deur die Heilige Gees lei. Beteken nie dat ons nie boosheid, wanneer ons dit sien, moet direk konfronteer nie, natuurlik moet ons. En ons moet dit stop en keer. Ons het gesag oor hierdie boosheid. Toe ons verlede week ons manne aand gehad het, wil ek sê, dit was 'n wonderlike manne aand. En die oggend praat ek met Clint en hy gee vir my die woord, hy sê vir my, die Here het vir my die woord gegee, dat die skrif sê, Jesus is gestuur om die mag van boosheid nietig te verklaar. Julle is 'n powerful woord, is dit nie? Die Here het vir Jesus gestuur om die mag van die bose nietig te verklaar. En dis nie wat hy gedoen het nie. Hy dryf duiwels uit, hy neem gesag oor boosheid ensovoorts. En toe kom Clint en hy sê vir my, maar Jan, dan sit ons roeping. Ons is dan God se kinders, en as ons sy kinders is, dan moet ons in sy gesag en autoriteit, en dan is daar nou baie skrifte wat sê ons, Jesus het die sleutels van die koninkryk vir ons gegee, nie waar nie? Die Here gee vir ons gesag. En terwyl ons die aand saam bid, kom Jan en hy deel die woord, ek dit nou met die manne deel, want die is allerhande boosheid wat op die oomblik in ons dorp aan die gang is. Soos nog altyd. Boosheid is maar soos 'n golf, soos 'n gety, hy kom in en dan sy groot getuig en dan raak hy weer. So, boosheid het ons nog altyd teen ons, maar nou, hier is die woord. Satan, vir ons as gelowiges, is Satan alreeds verslaan. So ons gaan nie in geveg met die duiwel nie. Ons staan bloot op die woord van die Here. Ons staan bloot op die gesag van die Here en ons neem gesag oor boosheid. Dis wat Jesus gedoen het. Hy nie met hom beklei nie. Inteendeel, die duiwels het geweet dat hy Jesus is. En daarom neem ons gesagposisie om. Wie kan almal nie op sê? Ons staan op die waarheid. Ons staan op ons roeping. Ons staan op die beloftes van die Here. Ons proklameer dit. Dit is so goed soos wanneer jy die Tweede Wêreldoorlog toe die oorlog aangekondig word, is verby. Hitler en sy alliansie het nou ingestem, het oorgegee, die vlag is gehys. Wie van julle weet dat dit nog maande daarna gevat? Vir die geallieerdes om in gebiede in te beweeg en te proklameer, ons het klaar gewen. Ons vat nou die grond wat alreeds vir ons verower is, en dis in daai manier wat ons werk. Nou, die volgende vers is vir my baie mooi, Deuteronomium 18, vers 20, bladsy 147, heel bo. 'n Profeet wat hom dit aanmatig,
om in my naam iets te sê wat ek hom nie beveel het nie, moet sterf. Nou skryf gou daar iewers in die Engels, want ek kan nou klaar so sien, wat is daai? Dit means to voorveronderstel. Ek kan gou die Engels skryf vir dit, presumption. Presumption. Wie van julle weet waarvan ek nou hier praat? Mense kom en hulle wil net iets sê omdat hulle nou klaar te veel praat en hulle wil hulle net saam met die flow gaan en ook iets sê. Dis presumptuous. Waar Jesus sê 'n profeet wat presumptuous is, met ander woorde, hy sê goed wat die Here het nergens vir sy moet dit sê nie. Maar nou wil hy ook net iets sê en hy wil nou 'n kans vat want hy wil die eer. Hy sê, hey, daai persoon moet wat? Sterf. Dis so ernstig die Here soos sy woord. En ek onthou die profeet, seker een van die mees akkuraatste profeet wat ek in my hele bediening ooit teëgekom het. Revelation van detail van mense, van goed wat of gebeur het in mense se lewens, net inligting, detail inligting wat hy van mense het. En ek onthou, ek en hy het na die tyd sit ons in kuier en hy sê vir my, Jan, hy sê, do you know that I always prophesy 100% accurately? Ek sê vir hom, nee, dat kan nie wees nie, geen profeet is 100% raak nie. Hy sê, nee, but let me explain. En hy vat toe 'n waterbotteltjie en hy lig die waterbottel. Hy sê, wat staan dan? Ek sê, Bon Aqua. Hy sê, okay, is jy 100% akkuraat om te sê, dis 'n Bon Aqua bottel? Ek sê, ja, natuurlijk, ek sien het. Hy sê, wel, dis hoe ek 100% akkuraat is. Ek sê net wat ek sien. Ek sê niks by nie, ek sit niks, vat niks weg nie, en as ek niks sien, dan bly ek stil. En dit was vir my 'n baie interessante perspektief, is dit nie? Dat hy probeer nie sê dat sy profetiese woord is 100% die sin van die uitkoms nie. Dis die Here sin. Maar hy is oortuig dat hy net dit wat hy van seker is, die Here gesê het, en dis wat hy sê. En ek dink dis 'n very powerful manier om na dit te kyk. Deuteronomy 18:22. En kan ek net gou dit by sê, wie van julle weet dat you can hear the difference between presumption and authority? Jy hoor dit amper in die stemtoon, is dit nie? Daar's iets wat kom wanneer die salwing van die Here op iemand is en daar is 'n gesag op daai woord of op dit wat die persoon bedien. Jy voel dit, jy voel daai dringendheid, jy voel daai gesag. Deuteronomy 18:22, hy sê jy moet weet as 'n profeet iets in die naam van die Here aankondig en dit kom nie uit nie en dit gebeur nie, so nie, dan het die Here nie met die profeet gepraat nie. En dan het die profeet hom dit aangematig, weer presumptuous, en jy hoef jou nie aan hom te steur nie. Die Bybel is nogal baie presies, so baie exact. Jeremia 14:13, maar ek het gesê, ag Here my God, die profete sê dan vir hulle, hulle sal geen oorlog of hongersnood beleef nie, dan sal u sê, ek sal vir hulle julle blywende voorspoed gee in hierdie land. Nou julle kan die hele Jeremia gaan lees, die van julle wat profete is, ek wil julle eintlik, maar dis 'n goeie leerskool om van die profete te leer. Jeremia se probleem is dat hy is die enigste profeet wat met die volk die waarheid praat. Die soothsaying prophets vertel dit gaan met julle goed gaan, vertel net al die goeie goed, vertel net dit gaan alles okay wees, en hy sê, as julle nie draai nie, gaan julle alles verloor. En hy is in worsteling met dat hy die enigste is. Toe die moeilikheid wel gebeur, toe sê die Here vir hom, nou moet jy vir hulle sê, dit gaan goed gaan. So jy kan dink hoe Jeremia worstel, en hy sê, Here, nou moet ek nou maak. Maar julle, dis 'n profeet. 'n Profeet swem nie saam met die stroom nie. 'n Ware profeet hoor by die Here, en julle is moeilik. En dit beteken nie met die Here se aangesig waaragtig soek en daai waarheid wat die Here vir jou gee. Die volgende hoofstuk, bladsy 148, Jeremia 14:14, en die Here het vir my gesê, die profete gee voor dat hulle my naam optree, maar ek het nie hulle gestuur of beveel nie. Ek het nie eens met hulle gepraat nie. Dit is gesigte wat nie bestaan nie, nuttelose waarsêery. Dis 'n bedrog wat hulle versin, wat hulle vir julle aanbied as die woord en die woorde van profete. Nou ek laat die woord as die Here net so prakties is, want julle ongelukkig, dit is interessant, dat van valse apostels, is die woord valse profete word ook die meeste in die Bybel gebruik. Dit is interessant. So, dis weer eens 'n teendeel. Met ander woorde, onthou ek het in die begin gesê dat as die Here so wil werk, dan sit wat hy vir ons wil gee, maar omdat die vyand wil dit van ons beroof, deur dit dan 'n baie hoër vlak van valsheid, en dis hoekom mense dit verwerp. Jeremia 23:10, die koers wat die profete inslaan is verkeerd.
hulle misbruik hulle mag. Ek onthou ek het op 'n stadium met 'n profeet in ons kerk gewerk en hy het tussen al ons kerke bedien en toe vind ons op 'n stadium uit dat hy gebruik sy profetiese gawe in die gehoor om te sien profeties wie is die ryk sakemanne. Dan bring hy vir hulle profetiese woord en dan sê hy vir hulle na die tyd, want hy het dit eers publicly gedoen om almal te impress. En na die tyd, dan gaan hy na hulle toe en dan sê hy vir hulle, as julle wil hê dat ek moet vir jou in jou besigheid profeteer, kan jy my aanstel. I mean, hoe convenient is dit? En so het hy in ons kerke reg oor die groep, het hy begin sakemanne kry, wat dan nou vir hom geld gee, dat hy nou vir hulle kan soos 'n waarsêer, in hulle besigheid kan optree as 'n profeet. Ek weet, julle ons moes dit stop. Toe ons dit uitvind het ons dit dadelik gestop en gesê, luister, dit stop hier, hierdie ou gaan nooit weer in ons kerke bedien word. Want, so jy onthou, dis die ding van die bonatuurlike, mens sien dit gewoonlik ook met ouens wat kragtige wonderwerke en so begin sien gebeur. Dis dat die vyand dit altyd sal verdraai. Ek onthou ek het jare terug het ek Jonathan Edwards was in hulle noem dit the Second Great Awakening, dis die groot Amerikaanse revival. En jy het al gehoor van die Shakers en die Quakers. Nou, hierdie herlewing was bekend geweest omdat mense so half in die euforiese trance gaan het en so begin spring het soos balletjies en begin hop het waar die naam Quaker of dan Shaker vandaan gekom het. En dit was werklike ontmoetings wat die Here met mense gehad het. Ek het al oor die jare geleer mense met die Heilige Gees nie in 'n boks druk nie. Hy kies hoe hy wil werk met mense. Maar die goed word toe 'n norm en dit gebeur toe by elke diens en toe hierdie Jonathan Edwards wat die groot prediker van hierdie revival was en hy het hierdie sinnetjie gesê: the greatest reason for the spread of the revival is the manifestation. Hierdie bonatuurlike goed. Hy sê, but the greatest hindrance to the revival is the false manifestations. En dis die ding, nou wat die kerke wil nie hierdie goed hê nie, want ons is bang daarvoor, en dan kies ons ongelukkig nou, baie keer die goed saam met dit weg. Wat ek wil gee is, Here, laat dit authentic wees. Surprise ons. Maar dan typies wat die mens moes nou altyd doen, soos wat Moses gemaak het met die stok, toe die Here moes nou een keer die stok gebruik, van toe af gebruik hy die stok die hele tyd. So ons is geneig om, ek sien dit nou deesdae, ek kyk hoe profete, jong hier kerk, deesdae iemand het nou uitgevind dat 'n shahid, dis nou hierdie gebeds-torah besigheid wat jy in Israel koop, en elke tweede ou wat nou hoegenaamd besalwing van die Here dra nou die besigheid. Ek kom al baie jare in die kerk, ek het nou snaaks so goed gesien. Op 'n stadium was dit die olie wat jy moet koop. Jong, en dan moet jy die olie nou by hierdie plek koop, en dis nou net nog 'n bietjie ekstra salwing wat nou saam met daai olie kom. En julle dan dink ek, mense julle, kan ons maar net weer terugkom na die Heilige Gees, en net die Heilige Gees. Sal die Heilige Gees spesiale olie gebruik, as hy wil? Ja, hy sal. Sal hy snaaks so goed baie keer laat gebeur? Ja, ek het al beleef hoe mense in die lag geraak het in 'n kerkdiens. En dan weet ek, dis die Here, maar dis nie iets wat ons kon, ek het al gesien hoe mense omval, ek het al gesien hoe mense terugslaan, omval, ek het al gesien hoe mense vorentoe duik. Allerhande goed gebeur. Maar dit bly nie die norm nie, en ons sit nie ons fokus op dit nie. Want dit raak gou, dit raak, hyped, en dan raak dit emosionele opwekking. So ek wil altyd sê, en iets wat André Pelser my geleer het, hy sê, Jan, en he really taught me this, he says, Jan, when anything happened and it was God, you would be able to say afterwards, that wasn't me, that was only God. En jy moet altyd dit kan sê. Hierdie was nie nou my gimmicks, my tricks, my wat ook al. Dis was nie die ou wat daar agter die klavier gespeel het en vreeslik wat ook al, en dan moet ons hom elke keer nou weer laat speel wat ook al nie. Dit die Here werk soos hy kies hy wil werk. Nou, ek gaan afsluit, en wil ek graag julle met saam praat, maar daar's 'n hele paar versies. Jeremia 23:25 en bladsy 149, heel bo. Ek het gehoor wat sê die profete, wat sonder opdrag in my naam as profete optree. Hulle sê ek het 'n droom gehad, ek het 'n droom gehad. Kan ek nou vandag ook vir julle sê, nie almal wat 'n droom is die Here nie. 'n Droom wat van die Here kom, sê ek nou klaar vir julle, sal jy weet, dat jy weet, hierdie het jy nie uitgedink nie. Jy sal weet, dit sal totaal ordinair, buiteordinair wees. Jy sal weet, dit staan uit, daar's duidelikheid, jy sal die Godspraak, sal jy baie duidelik, sal jy daar reg kry. Nou, in bladsy 150, vraag, hoe bid ek,
en raak ek God se hart. Nou, dit begin nou oor die gebed deel van die boek, van hierdie hoofstuk. Maar ek wil vanaand, wil ek die Here vertrou dat die Here vanaand alreeds die profetiese gawe onder ons kom losmaak. Wie wil meer profeteer? En dankie Here dat daar is vanaand hier onder ons profete. En daar's 'n rede, en ek het dit nooit so beplan nie, dat ek 2 weke terug gepraat het oor sosiale media, en ons moet God se stem hoor. Ek het gister gepreek oor weer God se stem hoor, en ek kyk vanaand, ek dink, ek praat vanaand oor profete. So is asof die Here so besig is met ons na 'n rigting toe te gaan. En ek weet nie van julle nie, maar ek begeer dat ons dienste, of dit 'n huiskerk, gebedsbyeenkoms, wil ek die profete hoor. Ek wil hê ons moet vir ons kinders, wie van julle weet ons het nodig om oor ons kinders te bid, en profetiese woord oor wie hulle mee uitgaan, en waartoe hulle op pad is, en wat in hulle lewe gebeur. Ons kan die Here vra vir bonatuurlike openbaring, julle. Come on. So ek wil hê ons moet saam bid, en ons oor toe maak. Vader, ek kom vanaand, op grond van die woord, op grond van wat ons vanaand gesien het, en ek wil vanaand verklaar, dit wat in die woord staan, is nie bedoel om in die woord te bly nie. U hart is, Here, dat u woord vlees word, in 2025, in Klein Willem, hier waar ons vanaand is, en dat ons weer sal sien hoe u profete van ouds gebruik in ons midde. Here, ons het u nodig in die landbou, as Christen boere, ons het u nodig in die ekonomie, as Christene wat handel, ons het u nodig in die kerk om te hoor wat die pad is wat ons moet loop in hierdie de mekaar wêreld. Here, ons het u lig van profete nodig wat praat en wat die Here se stem hoor. So Vader, ons kom vanaand en ons wil ons ore instel, ons wil ons gees oopstel, ons wil ons verbeelding, ons hart, ons binnekant, ons hele wese, wil ons vir u gee, Here, en sê, hier is ons. Spreek, Here, ek luister. Kom ons sê dit saam, spreek, Here, ek luister. Kom ons bid dit saam. Spreek, Here, ek luister. Die geheim van 'n profeet is eenvoudig dit, is om in 'n situasie soos vanaand te sê, Here, wat wil u vanaand vir hierdie mense sê? Dis wat jy vra. En nou, terwyl jy daar sit, dis wat jy vra. Here, wat wil u vanaand vir hierdie mense sê? As jy voor Piet sit, dan sê jy, Here, wat wil u vanaand vir Piet sê? As jy môre voor 'n Koos staan, dan sê jy, Here, wat wil u vanaand vir hierdie? Dis hoe 'n profeet begin profeet wees. Is jy vra eenvoudig hierdie vraag na die Here toe, en jy maak dit jouself oop, want jy is net 'n posman. Jy is net die een wat die woord oordra. En so Vader, ek bid vanaand, dat u weer die profete sal opwek in ons. Dankie vir die profete wat u al reeds opgewek het. Ek bid dat u hulle sal net weer bekragtig, dat u hulle sal vul met die Heilige Gees op 'n nuwe manier, dat u hulle sal besoek, Here, met visioene en drome en gesigte, en Here, dat u deur die profete met ons sal praat. Ons wil u rigting, u stem hoor. En almal sê, amen en amen. Ons gaan die mikrofoon omgee. As daar van julle is wat wil sommer net deel, dalk 'n waarheid deel van die profete wat vanaand hier is, wat oor hierdie tema wil iets deel daar agter. Dankie Manfred. Jan, baie dankie. Twee dinge wat ek ook al geleer het. Het klink weird, but the more I practice, the luckier I get. Dit is 'n ding van jy moet dit beoefen en beoefen en beoefen. Absoluut. Absoluut. Dankie dat jy dit deel, Manfred. Yeah, and daily. You know, for me, I become a better preacher the more I preach. En wanneer ek nou met kinders praat, en wanneer ek met ouer mense, dan verander jy mos die hele tyd. En so beoefen jy. Nou, dis prediking of lering, maar dieselfde oor die profetiese gawes. So you need to practice it. So how many of you want to practice it here tonight already? Anyone? Mike, just move the mic around. You want to say something else, man? Net nog iets. Yes, thanks. Baie keer kry jy mense 'n prentjie of 'n woord of 'n whatever wat niks vir jou beteken. Dit klink totally off the wall. Ja. Maar jy moet dit vir die ander persoon gee en hulle moet besluit. They must judge if it means something to them or not. Absolutely. Dankie. Absolutely. Thank you for sharing that. Dirkie, ja. As jy iets wil deel, Pieter, Hazel, Jan,
Pasie Mike, Hannes. Weet, Jan, ja, ek weet nie of ek nou reg artikuleer, of ek nou 'n vraag wil stel of 'n statement maak nie. Maar ek dink aan, het gaan hier in my gedagtes, dat wanneer mens wil profeteer, moet mens op 'n plek van reinheid kom, en 'n plek van heiligheid kom, dat jy nie kan besoedel word met, of gemanipuleer word deur aardse of wêreldse dinge wat om jou aan die gang is nie. Absoluut. Pieter, absoluut. So, ek noem dit in die boek, ek het nou nie alles vanaand, maar ek noem dit in die hoofstuk, ek het al met profete te doen gekry, wat, jong, hulle is wakker, hulle kyk nou hoe jy sit vanaand, hulle kyk, as hulle sien mense sit bietjie so, en bietjie oorgeboeg, en lyk moeg, dan begin hulle op wat hulle met hulle oë sien. Jy lyk moeg vanaand. Jy weet nou, that's playing human games. You know, that's bietjie sielkunde. Ek praat van die profete van die Here in die Bybel, het by die Here gehoor. So sê die Here. En dis wat ons graag weer wil sien. Net vinnig ook op daai, omdat daar is 'n groot deel van kerke wat sê die profetiese bediening bestaan nie meer nie, want die laaste profesie wat profeteer moes word is die verheerliking van Christus Jesus, en dan het hy verskyn het, is daar geensins meer nodig vir 'n verdere openbaring nie, want God se openbaring is gesluit, en Jesus Christus was sy finale openbaring. En ons sê natuurlik is so, amen en amen en amen. Maar nie al die profete in die Ou Testament het geprofeteer oor die openbaring van die Messias wat sal kom nie. Nie waar nie? Nie al die, daar's hoofstukke van Amos en gaan lees die profete, wat direkte insprake gehad het vir die tyd waarin hulle was, oor Nineve, oor oordele wat sou kom, oor konings wat sal regeer en nie meer regeer nie, baie direkte riglyne oor hoe ons moet leef. So natuurlik, soos ek nou vanaand gesê het, is die openbaring altyd met die oog op Christus. Maar ons het nodig in hierdie bose wêreld waarin ons leef, om ook goddelike leiding te kry oor die praktiese goed waarmee ons in die dag te doen het. Yes, Hannes. Nee, ek sien net die ding op so 'n manier. Ek is nou nie 'n profeet nie, maar weet jy, die eie ek in ons mens is een van ons grootste probleme. Ons moet onsself verneder voor die Here. Ja. Dat hy ons kan verhoog. Absoluut. Want wanneer hy jou gebruik, jy weet nie wat jy vir 'n persoon bring nie. Dit is my siening. Want die boodskap wat jy in jou het, wat die Here vir jou gee, is vir daai persoon of vir die kerk. En as jy dit klaar gebring het, sal jy dit nie weer onthou nie. Ja, is waar. Dis hoe ek het sien. Ek weet nie, Jan, ek mag verkeerd wees. Ja, net is so. Ek het sien. Dit is so, Hannes, dankie. Jan? Ja, ek wil net sê aan die kere wat ek, of die Here se partykeer vir jou sê, maar jy moet hierdie woord, of nie 'n woord nie, jy moet gaan na 'n persoon toe. Dan staan jy uit die stoel uit op en dan loop jy na die persoon toe, maar jy het absoluut geen idee van wat jy vir daai ou gaan sê, wat jy moet gaan doen of niks nie. So dit is eenvoudig 100% geloofsding. As dit nie in geloof gebore het nie, dan flop dit van die begin af. En sodra jy loop na daai persoon en jy begin jou mond oopmaak nie, dan begin jy goeters kom. Ja. En dis altyd vir my die grootste teken nie, dat die Here hierdie ding, hy het dit gebring en hy het dit gedoen nie. Dis nie ek wat nou voor het gesit, maar okay, ek het dit nou uitgedink want ek dink hierdie ou het so iets nodig. Dis absoluut die Here wat hierdie ding georkestreer het. Absoluut, baie dankie dat jy dit uitlig, Jan. Dis regtig so. Die gees ding begin nie in die verstand nie. Hy begin in die gees, en hoe jy in die gees doen, is jy moet aktiveer. You just need to speak. En terwyl ek nou gou dit sê, vir julle wat vanaand hier sit, julle weet hoeveel keer het ek al in 'n diens gesê, kan die profete opstaan? Weet julle hoekom staan die meeste mense nie op nie, want hulle wag vir 'n woord? Ja. You just got the cue. Ek het hom nou net vir jou gegee. Staan op, en in die geloof kom vorentoe. Wanneer jy gaan begin praat, gaan jy, soos Jan net gesê het, ons wag die hele tyd, to get in the originate, that something must originate first, verstaan jy? Maar partykeer is die al die goed in die gees is 'n saaitjie, dis 'n klein, dis 'n impression, dis partykeer een sinnetjie, dis een woord, wat jy net mee moet gaan, en dan wanneer jy daai woord sê, daai klein woord, dan raak hy meer, en dan kom daar saam met dit by. Maak dit vir iemand sin nie vanaand? So 'n groot deel van die werking van die Heilige Gees, julle is gehoorsaamheid.
Dis wat ek wil vra, Jan. My vraag is, gister se boodskap was gewees, as die Here vir ons 'n opdrag gegee het en ons kom dit nie na nie, dan gaan ons nie sommer weer 'n opdrag kry nie. Nou werk dit met profesie dieselfde? Ja. Is my vraag. Ek dink so verseker. Ek het letterlik met 'n gemeente, ons het 'n profeet gekry wat vir ons 'n gemeente kon bedien het. En ek onthou die profeet het vir die gemeente 'n ongelooflike profetiese woord wat hy nie sou kon gee. Hy het vir hulle gesê, julle moet hierdie goed doen, julle moet hierdie goed afstand doen en julle moet hierdie goed in plek sit. As julle dit nie doen nie, gaan julle dormant konstant bly. Die volgende jaar het hulle niks van daai goed geïmplementeer nie. En raai wat? Was presies net so. Hy kon toe ook nie nou en toe raak dit 'n bietjie, toe raak die woord so bietjie sterker en sê maar julle was ongehoorsaam. Julle moet hierdie goed in plek kry. So ja, alles kom terug na gehoorsaamheid toe. Ja. Nog iemand? Jan weer? Jan, ek wil net byvoeg nie, is dat byvoorbeeld soos in my geval het die Here vir my lank voordat ek betrokke geraak het in Hawerster, dat hy vir my 'n woord gegee van, jy weet dat hy my oprig as 'n profeet. Maar ek dink die volle vergestalting daarvan het eers begin 'n plaas en regtig net hoe ons begin dien het in 'n liggaam. So jy kan maak net wat jy wil, die Here kan jou roep as 'n profeet, maar die volle uitwerking daarvan, die volle kapasiteit wil ek amper sê, vind regtig eers plaas as jy jou commit in 'n liggaam en jy dien in 'n liggaam. Absoluut, en dis waar daai gawe die meeste werk. Kyk, die groot moeilik vir enige van die genadegawes is dat selfs vir my genadegawe werk eksponensieel baie meer wanneer ek ander kerke besoek as wanneer ek julle bedien. Dis hoekom ek so nou en dan moet gaan. En dan kom ek gewoonlik so 'n bietjie refire terug. Want daar is so iets, onthou as ek in 'n kerk opstaan en ek begin profeteer, ken ek niemand nie. So as ek dan profeteer ek regtig want ek ken regtig niemand nie. Hierso waar jy nou begin mense ken, is dit 'n bietjie moeiliker om na daai woord van die Here te kry. En dis hoekom wat Jan sê, dis so belangrik dat ons hierdie balans sal hê. Ons moet in 'n liggaam bedien en dan moet jy daai liggaam bedien met daai profetiese gawe. Dis 'n bietjie van 'n diens. So 'n bietjie duty. En dan in die getrouheid van dit doen, sal die Here jou 'n wyeer platform gee waarin jy ook kan bedien, maar jy's geanker in 'n familie, daar's ook verantwoordbaarheid. Ouens check jou lewe, hulle sien jou vrou en jou kinders en jou hoe jy leef en so voort, en dit anker jou. Julle, daar's niks wat my soveel gesag gee buite ons kerk as ons kerk nie. Want as ek gaan iewers bedien ek nie omdat ek net 'n nice preek gebring het nie. Ek gaan soos hierdie naweek wanneer ek in Johannesburg bedien ek omdat julle my gestuur om te gaan, en dan gaan ek as die verteenwoordiger van hierdie liggaam om daar te gaan bedien. Gee dit net soveel meer gesag. Dirkie? Voordat ek oortuig was dat ek moet dieper gaan, soos baie van ons, was ek mos maar deel van die gereformeerde tradisie, en daar was jy nooit gekonfronteer met profete of profesieë nie. So toe ons nou deel raak van hierdie gemeenskap, liggaam, dit was, ek wil getuig van hoe dit my geactiveer het. Hoe iemand agter my kom staan, sy hand op my skouer sit en net 'n woord oor my spreek. En nou, hoe daai woord is soos 'n sleutel wat jy draai, wat jy iets start, en dit aktiveer iets in jou wat jy weet, dis nie die persoon wat agter jou gestaan het, dis net die Here, want ewe skielik het jy die geloof om jou hande op siekes te gaan lê, want dis wat die persoon geprofeteer het. En daar's veel sulke voorbeelde. So persoonlik dink ek die krag van profesie het vir my as 'n jong gelowige verskriklik baie beteken in die aktivering om te soek na meer. Dit het die Here vir jou werklik gemaak. Absoluut. Dit is laat die woord kom wat soos in die hemel so ook op die aarde, weet jy. Amen, Dirkie. En ek dink julle, ons praat, elke kerk het 'n openbaring wat ook maar enige ons ook, jy weet, jy raak vasgehaak. Maar ek dink dis wat ons vanaand ook hier sê, is om te aanhou bly soek. So kon ek vir julle in die begin gesê het, julle, hierdie is 'n gebed, dat ons aanhou soek en sê, Here, ons soek meer. Ek is nie tevrede met wat ons nou het nie, is julle? Nee, ons soek meer, en ons wil meer van die Here se openbaring hoor. En julle, daar's net niks. Wanneer jy by iemand gaan staan en sê, weet jy wat die Here sê? En daai persoon weet, ek het vir niemand dit gesê nie.
Ek het vir niemand dit wat hierdie persoon nou vir my sê, weet niemand nie. En dit bevestig net, ek dink wat jy sê Dirkie, dit bevestig net so jou eie geloof en dit propel jou, it energizes you to be more Christ-like in your life. Yes, Kobus, laaste ene. Wow. Wow. Ja. Ja, ons trou julle in Mei. Dis kosbaar julle. En is dit nie net so, en is so 'n lekker gevoel net te weet, hey, die Here is in die ding. Dis nie net iets ek nie, ek dink dit bevestig wat jy sê Dirkie, dit help jou net so dat jy het 'n besigheid, maar dit is so wonderlik om te weet die Here is in hierdie goed. En ons is nie met ons eie goed besig nie. Baie dankie. Ek dink hierdie was 'n activation klas julle. Kom ons vat hierdie ding, ons soek hierdie Sondag in ons huiskerke waar ons ook al gaan. En die Here, ons het profete, maar ek glo almal kan profeteer. Nie waar nie? En daar's ouens wat meer profesie of weet sterker profetiese woord bring, maar jy kan iemand bemoedig. Wie kan iemand bemoedig? So weet jy wat, ek wil net vir jou sê, die Here gee my hierdie skrif of die Here het my hierdie versie vir jou gegee met jou te deel en dis al klaar 'n vorm van profesie, want dit is 'n vorm van bemoediging. God bless you, genade en vrede vir elkeen.